reeks begin by die oorsprong van die woord enthousiasme en theos, om in God te wees of om God in jou te hê. En ons het gesien of gekyk na hoe Dawid vol enthousiasme vir Goliat aangedurf het en hoe maklik 'n mens dit ook kan verloor as jy op die verkeerde plekke is, en dan hoe jy dit kan terugkry en hoe jy nie anders kan as om dit uit te leef wanneer jy dit weer terug het nie. Maar nou na Paasfees kyk ons na die bron van enthousiasme self, Jesus Christus. Hy het opgestaan, hy leef en hy sê, ek is die ware wingerdstok, bly in my soos ek in julle. Wat het jy nog meer nodig om enthousiasties te wees in die lewe, of oor geloof of oor hoop? Jesus Christus leef en hy kies om in jou te leef. Nie net naby jou nie, of nie net saam met jou nie, maar in jou te leef. En jy in hom. Wanneer jy in hom leef, dan word enthousiasme nie meer iets wat opgewek moet word nie, maar dis iets wat borrel van self. Jy begin vrug dra, jy bly staande deur die lewe, jy straal ewe skielik sy liefde uit. So, om ons reeks af te sluit, los ek jou met die woorde van die opgestaande Jesus self. En ek nooi jou ook om hierdie gedeelte self te gaan lees en 'n bietjie daaroor na te dink en dit dan ook uit te leef. Johannes 15 vanaf vers 1, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie uit vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, dan word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en hulle gooi dit in die vuur sodat dit verbrand. Maar as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit ook kry. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. En hier is sy woorde, dit is vir my so mooi. Julle moet mekaar lief hê. Vanaf vers 9, soos my Vader my lief het en ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap volkome in julle kan wees, en julle blydskap ook volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende sal aflê. En julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader af gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat ook al julle in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Dis hoe jy enthousiasme uitleef. Dis hoe jy enthousiasties kan wees. Deur Jesus in te laat, om mekaar lief te hê soos hy ons lief het, om na die Vader se opdragte te luister soos hy dit gedoen het, om in Jesus se voetspore te volg. Dit is waar ware enthousiasme vandaan kom. Tot die volgende.